Goeienaand geliefdes, kom ons staan vir die fotum. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 107. Psalm 107, ons sing daar die eerste en die 10de vers, tot eer van die Here. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here, daar in die Nuwe Testament, Lukas 11. Lukas 11 gaan ons lees daar van vers 5 tot en met vers 13. Voor ons lees, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, U wat ons Vader is, ons Vader van ontferminge, ons God van alle vertroosting. U wat deur die genade vir ons ook hier bring vanaand. Die wonderlike voorreg gee om hier te kan wees en om U woord te hoor en U te aanbid. Here, dankie vir elke dag wat U vir ons gee. Elke dag wat U beskik. Nie een dieselfde is die vorige nie. Hoe wonderlik, Here, hoe die dae verskil en dit wat ons elke dag ervaar. En dan besef 'n mens dat ons met U te doen kry. U wat almagtig en alwys en alwetend is. Maar U wat ook die soewereine God is, wat volgens U wil handel. En daarom kom buig ons voor U neer. Ons kom kniel, Here, voor U. En ons bid om U genade. Ons bid dat U vanaand deur die Gees ook hier sal wees. En deur die Gees ook in harte sal wees. Hierdie woord in harte sal indra tot eer en verheerliking van U groote naam. En dankie vir die kragtige werk van die Gees. Ja, Here, deur die wedergeboorte en die bekering en die geloof wat in ons harte kom,
maar ook die daaglikse bekering. Die Heilige Gees wat besig is met ons heilig maak. Hoe wonderlik, kragtig Here op U wonderlike wyse om ons ook voor te berei vir ons hemelse heerlikheid. Ja, Here, U is vir ons so goed, so genadig. En nou vra ons dat U dit stil maak in ons harte, sodat ons kan luister, Here, wat U vir ons vanaand wil sê. Vergewe asseblief al ons sondes. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, so na aanleiding van ons tema ook, as ons sê die Heilige Gees dring ons tot dank vir ons huisgesin, ons familie, ons vriende, ons naaste. Ons dank die Here daarvoor. Hier in Lukas 11 vanaf vers 5. Die gelykenis natuurlik van die onbeskaamde vriend. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnekant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie, die deure sal gesluit, en my kinders is saam met my al in die bed, ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan om vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra om 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Tot sover. Ons gaan konsentreer daarop vers 11. Vir watter vader vader onder julle sal sy seun brood vra en sal hom 'n klip gee of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra om 'n skorpioen gee. My broer en suster, net hier uit die kortliks uit die Heidelbergse Katekismes, as ons ook vra, wat verstaan ons, die vraag en antwoord 55, wat verstaan ons onder die gemeenskap van die heiliges? Ten eerste dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede van die Here Jesus, van die Here Christus en al sy skatte en gawes gemeenskap het. Ten tweede, dat elkeen moet weet dat hy skuldig is. Luister mooi, dat hy skuldig is om sy gawes tot nut en saligheid van die ander lede gewillig en met vreugde aan te wend. Dis ons vir mekaar moet omgee. As 'n mens kyk hier in Sondag 42 van die Heidelbergse Katekismes, vraag en antwoord 110, as dit gaan oor die 8ste gebod, jy mag nie steel. Kortliks net dit, dan sê hy daar, as hy natuurlik mag nie steel, roof, listige planne waarmee ons dink om die goed, net hierdie gedeelte, waarmee ons dink om die goed van ons naaste vir onsself toe te eien.
Dis wat verbied word. Elke gebod het 'n positiewe en 'n negatiewe kant. Jy mag nie, wat moet jy dan? Vraag en antwoord 111, maar wat gebied God in hierdie gebod? Dat ek die belange van my naaste waar ek kan en mag moet bevorder. Met hom so moet handel soos ek sou wens dat met my gehandel word. Daarby ook dat ek getrou moet arbei sodat ek die behoeftiges kan help. Net so ietsie daar uit die Heidelbergse Katekismus. My broer en suster, die mens bly maar 'n kudde wese. En ja, 'n mens kry alleenlopers, mense wat voel hulle wil maar alleen die pad stap in hierdie lewe, maar in die mens se diepste wese is daar 'n behoefte na iemand of na ander. En so beskik die Here ook natuurlik vir ons 'n huisgesin. Wat 'n wonderlike gawe, 'n huisgesin. Hy gee vir ons 'n familie, hy gee vir ons vriende. En saam is ons op hierdie pad wat die Here vir ons gee, hierdie pad in die lewe. Maar omdat hierdie pad van die lewe 'n onvolmaakte lewe is daar natuurlik baie uitdagings. En al het 'n mens hoeveel vriende wat kan help, besef 'n mens ons het die Here nodig. Ons kan nie sonder hom nie. En hy is en hy bly die heel belangrikste. Maar die Here gee vir ons. Die Here gee vir ons familie, vriende deur sy genade om mekaar te help, mekaar te onderskrag. Paulus sê daar in Galasiërs 5 vers 2, baie duidelik sê hy, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dit hou verband met wat Christus daar in Matteus 22 vers 37 sê, as hy daar sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Met ander woorde, hierdie liefde vir jou naaste behels 'n innige omgee ten opsigte van die liggaamlike sowel as die geestelike welstand van daardie persoon. En nou kom Paulus en hy moedig ons weer so aan daar in Galasiërs 6 vers 9, hy sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Vers 10, laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Hulle wat naby ons is, ons huisgenote, ons geloofsgenote. Ons taak wat duidelik gerig is tot die liggaamlike en die geestelike van ons naaste. Maar as ek dan help, natuurlik in soveel nederigheid. Ek wil nie daardeur probeer my naam groot maak of hoogmoedig wees nie. En juist dan wat die geestelike ondersteuning betref, dan moet elkeen van ons besef dat ons begenadigde sondaars is. Ons kan maar net in Jesus Christus roem wanneer ons iemand wil reghelp. As 'n mens daar in Romeine 15 vers 1 gaan lees, dan sê Paulus juis, en op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Hier die persoon hier in ons geleese gedeelte in Lukas 11 het die vrymoedigheid, kan ons sê, om sy vriend te gaan klop hier in die middernag. Om hulp te gaan vra, want hy is in die nood. En daarom tree hy drasties op. Daar het 'n vriend by hom omgekom om daar te kom bly en te kom eet. En nou is sy gasvryheid en sy barmhartigheid is op die spel.
Om destyds vir 'n vriend kos voor te sit was 'n wonderlike voorreg gewees en 'n eer gewees dat jy vir hierdie persoon kos kon gee en hom herberg kon gee en vir hom omgee. Dit was groot genoegdoening om so 'n persoon werklik in die nood te help. Dit maak 'n mens mos bly om ander mense te help, om iets vir ander mense te gee, iets vir ander mense te doen. Dit sou dan baie harteloos wees van die vriend in die huis, om daar die brood te weier, natuurlik behalwe as hy nou nie brood gehad het nie. Maar ek glo as hy nie moontlik brood gehad het nie, sou hy kom met 'n ander voorstel, sou hy 'n ander plan gemaak het, maar hy sou hierdie persoon op een of ander manier wou help. En watter vader sal so harteloos wees, die voorbeeld wat ons hier kry, om sy seun in plaas van 'n brood 'n klip te gee, 'n slang te gee in plaas van 'n vis of 'n skorpioen in plaas van 'n eier. Broer en suster, hierdie moet vir ons ook 'n les wees, so in die algemeen. Ons moet oppas dat ons ore en oë nie gesluit is vir die nood in die lewe van die mense hier by ons naaste. En soms gebeur dit, dat daar nood is so tussen ons neus en ons ore, maar ons sien dit nie raak nie. Ons is so vasgevang in ons eie omstandighede, en ek dink, ja, my probleme is die ergste. En dan is my oë en my ore gesluit vir die nood van ander om my. Dit is hard om dit te sê, maar partykeer wil mense moetswillig nie help nie. Want hy voel al in hierdie lewe, maar ek het my eie probleme, ek wil nie nog met andersin opgeskeep sit nie. Ons leef juis in so 'n wêreld wat baie selfsugtig is, baie mense wat ons kan sê, amper so 'n kuiingshouding het. Ek is daardie wat elkeen kan vra, is ek my broer se wagter? So 'n gesindheid van ongeërgdheid, opstandige arrogansie, so traag my nie agtergehou. Dis die houding wat baie mense in ons dag nie net teenoor hulle naaste openbaar, maar selfs teen God. Ons het nogal 'n sê ding in die verband met hierdie geleese gedeelte ook. Ek ken dit baie goed. As iemand 'n goeie mens is wat so vol hart en goed doen, dan sê ons, so iemand kan jy deur dik en dun staat maak. En ons sê daardie sê ding, ons sê jy kan na so en so enige tyd van die nag gaan opklop en hy sal vir jou gaan help. Hy sal vir jou oopmaak, hy sal jou help. Ons hoor dit. Dis iemand op wie hy werklik kan staat maak. Hy sal nie nog kom met verskonings nie. Hy sal dadelik sê, ja, kom, ek sal jou help. Maar ongelukkig my broer en suster, in die wêreld waarin ek en jy leef, word sulkes al hoe skaarser. Maar God dank, hulle is nog daar. Staatmakers. Nie omdat hulle in hulle self so oulik is nie, of iets daardeur wil wen nie, nederig gedring deur die krag en die liefde van die Heilige Gees, word hulle aangevuur tot barmhartigheid. Dis brandende in hulle harte. En hulle word gedring om hulle hart en hulle hande oop te maak vir ander. Vir die een wat nood het. Maar ongelukkig, ja, en ons weet, ons praat baie daaroor, daar is so baie bedrog en leuns. En daarom is ons baie keer huiwerig om te help en te gee.
Baie van ons kan vertel van baie stelle wat jy al afgetrap het, dat ons baie versigtig is. Mense vat kanse, hulle lieg en bedrieg, maar net om iets in die hande te kry. Maar hoe wonderlik, ons hemelse Vader, wat ons Vader van ontferming en 'n God van alle vertroosting. 2 Korintiërs 1 vers 3. Hy ken ons harte. Hy ken ons nood. Maar hy ken ook my broer en suster die opregtheid waarmee ek gee, waarmee ek help. Hy weet of ek eerlik is. Hy weet van ons gebede, ons soeke, is dit om 'n opregtheid van hart, is dit nie? Want hierdie God wat ek en jy ken, het nie 'n behaag in valsheid en skuin nie. Hy het 'n welbehaag in 'n opregte soeke en 'n bede tot hom, en hy luister en hy gee, hy versorg volgens sy soewereine wil, hy gee wat ons ten goeie is. Daarom moet ek en jy deur die krag van die Gees ook volhardend bid om die krag om voor te gaan, om te help, om goed te doen. Hy dring en help ons om nie hierin te vervlou nie, maar om te kan aangaan met ons goeie werk. In 2 Korintiërs 9 vers 7, waar dit so baie duidelik vir ons sê, God het 'n blymoedige gewer lief. My broer en suster, laat ons nooit, maar nooit vergeet om die Here te dank vir sy oneindige goedheid en sy barmhartigheid in ons lewe. En ons is so dankbaar dat die Heilige Gees vir ons deur God se woord leer, dag na dag, oomblik na oomblik. En so kom hy en hy leer vir ons uit die skrif ook van dankbaarheid. As ons daar gaan lees van die 10 melaatses wat ook gesond gemaak is, daar in Lukas 17 vers 15. En tragies, jy ken dit. En een van daardie 10, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En dan vra Jesus verder, en waar is die 9? Waar is die 9? Daarom wil ek vir jou vra, vanaand kom vra, is jy werklik dankbaar teenoor die Here, dat jy deel is, as ons oor hierdie onderwerp praat, deel is van 'n huisgesin, deel is van 'n familie, van vriende. Dankbaar is dat jy deel is van 'n gemeente, die gemeenskap van gelowiges. Dankbaar dat ons aan mekaar kan omgee. Dankbaar dat ons mekaar kan aanmoedig en bemoedig en ondersteun. Is jy werklik dankbaar dat God vir jou so lief het dat hy sy seun, sy geliefde seun, sy enige gebore seun, Jesus Christus, aan die kruishout laat sterf het? Laat sterf het, sodat ek en jy die hel vryspring. My broer en suster, ons sê, en dan sê ek dit so met 'n tong in die kies, dan sê ons dit, ons kan nie familie kies nie, maar ons kan vriende kies. Maar die spreekwoord lui baie duidelik, aan jou vriende word jy geken. Ons sê natuurlik ook, en wat daarmee saam gaan, soort soek soort. Maar dit is so belangrik om vriende te maak met kinders van die Here en nie met gelowiges. En 'n mens sien dit so baie in hierdie ou lewe, goddeloses wat mense wegtrek en wegdryf van die Here af. Natuurlik vandag tragies genoeg
In families kan jy kry dat daar gelowiges is en dan aan die ander kant heeltemal ateïste. Dis ook so. Dis nie noodwendig dat almal in families gelowiges is nie. Maar my broer en suster, familie en vriende speel 'n baie, baie belangrike rol in ons lewe. Ons moet dit besef. Spreuke 18 vers 24 waarsku teen vriende wat jou kan ruïneer. Materieel natuurlik, maar ook geestelik. En dan sê hy verder, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Spreuke 27, 9 en 10. Olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend, vanweë welgemeende raad. Moenie jou vriend en die vriend van jou vader verlaat nie. Jakobus gaan en hy sê daar in Jakobus 2 vers 23, luister mooi, en hoe wonderlike eer was dit nie, dat Abraham 'n vriend van God genoem is. Hoor jy dit? Abraham 'n vriend van God. En hy haal daar, hy wys hier na die Ou Testament, jy kan dit gerus gaan lees, dit staan daar baie duidelik opgeteken, 2 Kronieke 20 vers 7 en Jesaja 41 vers 8. Dan gaan Jakobus verder daar in hoofstuk 4 vers 4, hy sê, wie 'n vriend van hierdie wêreld is, wil wees, word 'n vyand van God. Ons kan nie, ons mag nie wat die geloof aanbetref manteldraaiers wees. Nooit. Hoe wonderlik as Jesus Christus vir sy disippels kom sê, en as hy dit vir hulle sê, dan kom sê hy dit vir ons, vir elke gelowige, dan sê hy, Johannes 10 vers 14, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat 'n diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak. Wat 'n wonderlike voorreg om 'n vriend, 'n vriendin te wees vir iemand anders, deur dik en dun. Wat 'n wonderlike voorreg, my broer en suster, om vriende te hê. Maar nog wonderliker, 'n wonderliker genade om vriend van die Here Jesus Christus te wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir ons huismense, vir ons familie, vir vriende, vir medegelowiges, geloofsgenote, dat ons 'n pad kan saam stap in hierdie ou lewe. Ja, Here, U gee ons vir mekaar, om mekaar te dra, mekaar se laste te dra, mekaar te versorg, fisies, ook die geestelik. En daarom, Here, help vir ons ook, juis hier in ons gemeente, om altyd ons oë en ore oop te hê vir hulle wat hulpbehoevend is, wat in die nood is, waar ons kan help. Gee, Here, dat ons dit altyd in blymoedigheid sal doen. Juis omdat U vir ons so goed is. Omdat U vir ons gee en gee. Ja, Here, gee dat ons nie in goeddoen vervlou nie. Wees ons genadig, ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Dankie ons hemelse Here, dat geloof nie ons oë en ons ore sluit vir die werklikheid. Daar waar ons juis in ons tyd met die oorlog in die ooste ook
die gevolge het van 'n olieprys wat die hoogte ingeskiet het, brandstofpryse en kospryse wat styg en alles daarmee saam, die lewenskoste so duur word. Daar waar werke skaars geword het, dan besef ons Here dat mense nou strop trek. En daarom vra ons dat ons werklik harte sal hê en hande sal hê om mekaar te help en te versorg en om te gee vir mekaar. Mekaar juis in hierdie moeilike omstandighede te help, aan te praat. Ja, Here, juis ook wat die geestelike aanbetref om daar waar so baie afvalligheid in ons tyd is, selfs tussen ons eie mense, die Afrikaner volk, so baie wat afgedwaal het, wat op 'n dwaalspoor is, dat ons ook sal vermaan en sal help, in nederigheid en sagmoedigheid dit sal doen. Ons bid om die genade en dat U vir ons ook die insig en die wysheid sal gee om dit altyd ook reg te hanteer. Ons vra Here dat U sal help, sal versterk deur die Gees en vra dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons sluit af met Gesang 38. Gesang 38 het ek, laat ons al 3 die verse sing, want hulle is so mooi, 'n mens wil nie een uitlos nie. Gesang 38 vers 1, 2 en 3 tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.